Goeiemôre. Vanoggend begin ons met die onderwerp van etiek en professionalisme. Ons gaan die onderwerp in 2 dele behandel. Vanoggend gaan ons kyk na die eerste deel van die eksamenriglyn. Ons gaan kyk wat is die definisie van etiese gedrag, voorbeelde van etiese en onetiese sakepraktyke. Dan gaan ons ook kyk na die definisie van professionele gedrag en voorbeelde van professionele en onprofessionele sakepraktyke. Ons gaan ook onderskei tussen etiese en professionele gedrag. Dan gaan ons kyk na die 10 kode beginsels, spesifiek van deursigtigheid, verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid of aanspreeklikheid. En dan gaan ons ook kyk na maniere waarop besig professioneel verantwoordelik, eties en effektief sakepraktyk kan uitvoer. In die volgende deel van die les gaan ons kyk na die tipes onetiese en onprofessionele sakepraktyke en ook strategieë om dit te hanteer. So kom ons begin met wat is etiese gedrag? So etiese gedrag gaan oor 'n menslike gedrag en dit gaan oor wat is reg en verkeerd, die aanvaarbare beginsels van wat is reg en verkeerd. En dit het gewoonlik 'n positiewe invloed op die onderneming en sy gemeenskap. So dis die definisie van etiese gedrag. Die vragies in 'n afdeling B beskryf wat word met etiese gedrag bedoel, of as 'n lang vraag brei breedvoerig uit oor die betekenis van etiek in die werkplek. Gewoonlik sê ek hier vir jou, ons kan nou die definisie van etiese gedrag doen, maar ek gaan nog nie vir jou die gesiggie daar sit nie, ek gaan vir jou eers 'n kort pad wys later. Kom ons kyk eers na voorbeelde van etiese en onetiese sakepraktyk. So in die notas is daar 'n mooi tabel met wat is etiese sakepraktyk. En dit is goed soos om eerlike advertensies te gebruik. Inligting oor kliënte en werkers nie tot voordeel van die besigheid bekend te maak nie of glad nie bekend te maak nie. Die besigheid openlik handelinge doen, met ander woorde, sonder dat daar goed weggesteek word, billike lone te betaal, binne die wet te werk, niks te doen wat onwettig is nie die omgewing te besoedel nie, by onwettige sakepraktyke betrokke te raak nie, kinderarbeid te gebruik nie, kodes te hê van wat is eties in die werkplek, korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid te vestig en 'n kultuur van verantwoordelikheid te vestig. Werkers aan te moedig om eties op te tree en etiese gedrag aan te neem. Alle werkers gelyk te behandel en dan nie aandeelhouers en werkers se persoonlike belang en besigheidsbelang in stryd met mekaar sit nie. So dis alles maniere waarop die besigheid eties kan optree. Onetiese gedrag is dan natuurlik die teenoorgestelde. Dis wanneer mens onbillike reklame doen, pryse van goedere in landelike gebiede byvoorbeeld duurder maak, belasting ontduik, 'n onderneming begin ten koste van iemand anders, werkers onbillik betaal, die wet oortree, die omgewing besoedel, omkopery gebruik byvoorbeeld en betrokke raak by onwettige sakepraktyke. My aanbeveling vir hierdie stukkie van die werk is dat jy spesifiek hierdie tabel so ken, dat jy hierdie tipe van etiese en onetiese besigheidspraktyke kan uitken in 'n gevalstudie, spesifiek, en dalk dat jy so 'n paar van hulle kan noem. Reg, so nou kan ons doen die voorbeelde van etiese en onetiese sakepraktyk. Ons gaan eers ook die betekenis van professionele gedrag of die definisie los en kyk na voorbeelde van professionele en onprofessionele sakepraktyk. So professioneel beteken jy gebruik beleefde taal met jou kollegas, natuurlik ook met die kliënte. Jy gebruik jou werktyd reg. Jy doen nie persoonlike werk en persoonlike dinge in die tyd wat jy moet werk nie. Jy hou jou kliënte se besonderhede vertroulik en behandel alle mense op dieselfde manier. Jy diskrimineer nie op een of ander manier nie. Onprofessioneel is as jy swak taal gebruik,
as jy byvoorbeeld jou werktyd misbruik, kliënte se inligting bespreek of uitgee en persoonlike wins maak. Party mense spesiale gunste voordoen. Jou ure wat jy werk oorskry en dan natuurlik geld kry daarvoor en ongemagtigde gebruik van sakebronne of selfs die onderneming se hulpbronne. So dit is voorbeelde van professionele en onprofessionele sakepraktyk. Weereens, ken dit so dat jy dit kan noem en dat jy dit kan uitken in 'n gevalstudie. So nou kan ons doen voorbeelde van professionele en onprofessionele sakepraktyk. Volgende gaan ons kyk en ons gaan onderskei tussen etiese en professionele gedrag. Nou die notas gee weer eens vir ons 'n baie mooi tabel en hierdie tabel moet jy maar baie goed ken. So die eerste plek sê etiek en dan is die volgende een professionalisme. So etiek gaan daaroor om die regte ding te doen. Met ander woorde, wat is reg en wat is verkeerd en wat is die regte ding om te doen? Professionalisme gaan daaroor dat mens natuurlik moet die regte ding doen, maar hier gaan dit oor die manier waarop 'n werker goed doen. So etiek is waar ons aan 'n stel waardes voldoen wat moreel aanvaarbaar is, met ander woorde wat reg is. So hier gaan dit oor wat is die regte ding om te doen. By professionalisme gaan dit oor verwagte gedrag. So ons verwag van die werker om die regte ding te doen, maar die manier waarop die werker die regte ding doen, moet professioneel wees. By etiek gaan dit oor 'n gedragskode vir 'n spesifieke professie. Wat verwag mens byvoorbeeld van 'n dokter, 'n predikant, 'n onderwyser? En professionalisme gaan oor die gedragskode wat die werker lei om professioneel op te tree. Etiek gaan oor die professie se reputasie. Ons het al baie keer vir mekaar gesê, dis nogal 'n dominee, dis nogal 'n dokter, dis 'n juffrou wat so iets doen. So hier gaan dit by etiek oor die professie se reputasie. En by professionalisme gaan dit oor 'n kompas wat jy gebruik om besluite te neem as werker. By etiek gaan dit oor die beginsels van reg of verkeerd in 'n besigheid. En by professionalisme gaan dit oor die werker se voorkoms, kommunikasie, houding ensovoorts. So hierdie is die tabel met die verskil tussen etiek en professionalisme. En soos ek weer eens gesê het, jy moet hom maar redelik goed ken. En maak asseblief seker dat jy nie die twee omruil nie. Die leerders raak nogal deur mekaar met hierdie tabel. Die vraag is, tabuleer die verskil tussen etiek en professionalisme. Baie belangrik, as die vraagie sê tabuleer, dan moet jy 'n tabel teken. Of onderskei tussen die twee, dan sou ek ook verseker die tabel geteken het as ek geantwoord het. Reg, so nou kan ons doen die verskil tussen etiese en professionele gedrag. En nou gee ek vir jou die kortpad. Nou vat jy die deel van etiese gedrag in die tabel en gebruik dit as jou definisie vir etiese gedrag en jy gebruik die professionele deel van die tabel en gebruik dit as jou definisie vir professionele gedrag. Goed, volgende gaan ons kyk na regter Mervyn King en die King-kode beginsels van deursigtigheid, verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid. Net so 'n bietjie agtergrond. Dit is 'n Suid-Afrikaner, professor Mervyn King, en hy het die King-kode geskryf. En ons het nou al die 4de King-kode verslag of boek wat hierdie regter geskryf het. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na sy CV, dis baie indrukwekkend. Dis al 'n ou oom, hy is al in 1937 gebore. Hy is getroud in 1967 met 2 seuns en dan het hy 'n klomp grade het hy gestudeer. Sy loopbaan het al in 1961 begin en in 1980 het hy afgetree.
En dan is daar 'n hele lang lys van aanstellings wat hy gehad het as professors en as presidente en voorsitters van 'n klomp instellings. En dan ook waar hy gewerk het oral in Suid-Afrika, daar's regtig baie en bekende persone wat hy ontmoet het. As mens so kyk na die man se CV, is dit regtig baie indrukwekkend. Selfs op internasionale vlak het hy al erkenning gekry. Hy het dispute opgelos, klomp lesings gegee en artikels geskryf. Dan het hy nog weer verdere grade gekry. As jy dan nou kyk na al die toekennings wat hy gekry het, selfs op internasionale vlak, dan het professor Mervyn King regtig groot werk gedoen in die deel van hoe om eties op te tree. Kyk net al die werk, al die plekke waar hy al gewerk het. Wat vir my interessant was, is hy hou van musiek, lees, cricket en om te stap. Maar kyk net al die plekke waar hy gewerk het. So die man het regtig groot werk gedoen in die afdeling van hoe besighede eties moet optree. So ons gaan oor die King-kode. So ons noem hom die King-kode omdat dit professor Mervyn King is wat dit geskryf het. Hier sien jy is nou al die 4de boek wat hy geskryf het. Ons gaan 3 beginsels van die King-kode doen. En die eerste een is die beginsel van deursigtigheid. So dit gaan daaroor dat letterlik wat die woord sê, dat 'n mens moet kan deursien, sodat al die belanghebbendes van die onderneming, die werkers, die aandeelhouers, die direkteure, almal wat 'n belang het in die maatskappy, kan sien en kan weet presies wat gaan aan. So die besluite of die aksies moet duidelik wees vir almal, al die belanghebbendes van die onderneming. Prosesse soos om die personeelvoorsiening, hoe personeel aangestel word en die proses hoe hulle aangestel word, moet oop en deursigtig wees. Mens moet byvoorbeeld audit en ander verslae beskikbaar gee en beskikbaar hê aan die aandeelhouers en selfs die werkers, sodat almal weet hoe lyk byvoorbeeld die finansiële stand van die onderneming. En daarom moet daar gereelde audits gedoen word om te kyk of die besigheid effektief is, om te sien en dit moet aan almal beskikbaar wees. Die direksie, die direkteure van die maatskappy moet verseker dat die maatskappy se etiek effektief geïmplementeer word. Om 'n kultuur van etiese gedrag te skep, begin mens altyd by die bestuur van die onderneming. Dan natuurlik al die sake transaksies moet openlik gedoen word. Geen teken van korrupsie of omkopery moet daar wees nie. Die werkers, die aandeelhouers, die direkteure moet bewus wees van hoe, wie en hoe word mense in diens geneem en wat is die beleid. Hulle moet besonderhede van die aandeelhouers se stemreg, besighede moet die besonderhede van aandeelhouers se stemreg gee voor of tydens die algemene jaarvergadering. So die aandeelhouers moet presies weet wat gaan aan in die besigheid. En dan moet die direksie verslag doen oor die negatiewe en die positiewe impak van die besigheid, byvoorbeeld op die gemeenskap en op die omgewing. Geen besigheid het net 'n positiewe impak nie, daar is altyd iets negatief. En daaroor moet die direksie of die bestuur van die besigheid oop en eerlik wees, deursigtig wees en dan eerder eerlik wees daaroor en dan verder sê, maar hoe kan hulle dit regmaak of hoe gaan hulle dit verminder of hoe gaan hulle die saak hanteer. So deursigtigheid gaan daaroor letterlik almal moet kan deursien in alles wat die besigheid doen, die transaksies, hoe mense aangestel word, die finansiële sake van die onderneming, alles wat daarmee gepaard gaan. So dis die beginsel van deursigtigheid. Die volgende een waarna ons kyk is aanspreeklikheid. So dit gaan daaroor dat die
besigheid aanspreeklikheid moet aanvaar vir dit wat hulle doen. So besighede moet aanspreeklik wees vir hulle besluite en aksies. Die raad of die direksie of die bestuur moet verseker dat die besigheid se etiek effektief geïmplementeer word. Dan moet hulle interne en eksterne auditeure aanstel, sodat as daar 'n probleem is, dat hulle aanspreeklikheid kan aanvaar. En veral eksterne auditeure, sodat as daar 'n probleem is en daar korrupsie of iets is in die interne verslae, dat mense eksterne auditeur het wat dit kan raak sien. Hulle moet akkurate jaarverslae aan die aandeelhouers gee by die algemene jaarvergadering. Daar moet goeie kommunikasie en gereelde kommunikasie wees tussen die bestuur en die belanghebbendes, byvoorbeeld die aandeelhouers. En dan moet die topbestuur verseker dat ander vlakke van die bestuur duidelik is oor hulle rolle en verantwoordelikhede om aanspreeklikheid te aanvaar. So dit gaan daaroor dat die bestuur op eintlik al die vlakke van die onderneming, al die vlakke van bestuur, moet aanspreeklikheid aanvaar. En as daar 'n probleem is, moet hulle sê reg, ons aanvaar aanspreeklikheid vir hierdie probleem en dit is hoe ons dit gaan hanteer. En dan die laaste beginsel wat ons doen, is die beginsel van verantwoordelikheid. En hier gaan dit oor dat die besigheid moet programme ontwikkel spesifiek om die omgewing te beskerm en vir alle soorte tipe besoedeling moet verminder. En dan ook programme moet ontwikkel om die gemeenskap en die omgewing waarin hulle werk te beskerm en eintlik te bevoordeel. So dit gaan daaroor dat die onderneming op 'n verantwoordelike manier hulle sake moet bedryf, sodat nie die omgewing of die mense skade ly omdat daar die besigheid daar is of omdat die besigheid sy sake uitvoer nie. So dis die 3 beginsels van die kiemkode wat ons gaan behandel. Die vragies: maatskappye se direkteure moet tydens die algemene jaarvergadering alle verwante finansiële inligting aan aandeelhouers bekend maak. Nou is die eerste vragie: identifiseer die beginsel van goeie korporatiewe bestuur waarna in die scenario hierbo verwys word, soos in die kiemkode aangedui. So in hierdie geval gaan dit wees deursigtigheid, want dit gaan daaroor om inligting bekend te maak. En dan vra hulle vir jou omskryf 3 kiemkode beginsels. Of verduidelik hoe besighede die beginsels van verantwoordbaarheid en deursigtigheid moet toepas, of net noem die 3 kiemkode beginsels. Nog vragies, 'n toepasvragie, Februarie-Maart 2018 se vraestel. Dorfs finansiële dienste beperk. As gevolg van die maatskappy se swak prestasie, slaag Dorfs finansiële dienste beperk nie daarin om potensiële beleggers te lok nie. Die aandeelhouers het by vletjieblassers uitgevind dat die maatskappy se swak prestasie die gevolg van 'n gebrek aan bevoegdheid in die direksie is. Die direkteure van DFD ontken hierdie aantuiging. Nou sê hulle vir jou, trek die tabel in jou antwoordboek oor en beantwoord die vraag wat volg. Soos ek al hoeveel keer gesê het, as hulle dit vir jou sê, trek asseblief die tabel. Dit gaan baie moeilik wees om hierdie vraag te merk as jy dit nie in die tabel antwoord nie en jy gaan moontlik punte verloor. So die eerste vraag is, haal 2 voorbeelde van swak korporatiewe bestuur uit die scenario aan. So dis hierdie deel van die tabel. So die eerste vraag is, haal 2 voorbeelde van swak korporatiewe bestuur uit die scenario hierbo aan. So die eerste voorbeeld van swak korporatiewe bestuur is die feit dat die aandeelhouers by die vletjieblassers uitgevind het dat die maatskappy se swak prestasie die gevolg van gebrek aan bevoegdheid in die direksie is.
Dit is nie die swak prestasie en hulle kan nie potensiële beleggers lok nie. Dis nie as gevolg van swak korporatiewe bestuur nie. Baie besighede kan swak presteer, veral in hierdie tyd waarin ons nou is met die afsondering, is daar baie besighede wat swak presteer en nie potensiële beleggers lok nie. Die swak korporatiewe bestuur is die feit dat die aandeelhouers van die besigheid dit by die vletjieblaser moes uitvind. 'n Vletjieblaser is iemand wat inligting gee, wat die besigheid wou wegsteek. So dit is die swak korporatiewe bestuur. En dan, die gevolg is, die direksie is nie bevoeg nie, maar dis net 'n swak aanstelling of 'n swak besluit. Die volgende voorbeeld van swak korporatiewe bestuur is die feit dat die direkteure hierdie aantuiging ontken. So, jou 2 aanhalings van swak korporatiewe bestuur is dat die aandeelhouers het by vletjieblasers uitgevind dat die maatskappy se swak prestasie die gevolg aan gebrek aan bevoegdheid in die direksie is. En die volgende aanhaling is die direkteure van DFD ontken hierdie aantuiging. So dit is wat jy in hierdie deel van die kolom sou skryf. Dan is die volgende vraag: identifiseer die 2 kenkode beginsels van goeie korporatiewe bestuur wat die maatskappy nie toegepas het nie. So die feit dat die aandeelhouers by 'n vletjieblaser moet uitvind, dit is die beginsel van deursigtigheid wat hulle nie toegepas het nie. Hulle was nie oop en eerlik oor wat aangaan in die onderneming nie. En die direkteure wat die aantuiging ontken, is die beginsel van aanspreeklikheid wat hulle nie toegepas het nie. En dan vra die volgende vraag: gee die DFD raad oor hoe om hierdie beginsel wat jy geïdentifiseer het toe te pas. En dit is dan ons notas wat jy in hierdie deel van jou tabel of jou kolom gaan skryf. So mens kan 'n redelike toepasvraag en dan ook opvolgvrae kry oor die kenkode beginsels wat nogal redelik baie punte tel. So dis belangrik dat jy die 3 beginsels ken, dat jy hulle kan uitken in 'n gevalstudie en dat jy ook kan sê hoe 'n onderneming hulle kan toepas in die besigheid. Laaste vraagies: gee besighede raad oor aanspreeklikheid en deursigtigheid as kenkode beginsels. En as deel van 'n lang vraag en dan verduidelik hoe besighede die beginsels van deursigtigheid en aanspreeklikheid kan toepas. Weer so 8 punte in 'n afdeling B vraag. So nou kan ons doen die kenkode beginsels en ons weet wat is deursigtigheid, verantwoordbaarheid of aanspreeklikheid en verantwoordelikheid. Die laaste stukkie waarna ons gaan kyk in hierdie deel van die les is maniere waar besighede professioneel, verantwoordelik, eties en effektief hulle sakepraktyke kan uitvoer. Nou in die eerste plek baie belangrik, hierdie vraag moet jy nie probeer opdeel in wat is professioneel, verantwoordelik, eties en effektief nie. Hierdie is 'n samevatting van alles wat professioneel, verantwoordelik, eties en effektief is. So die meeste vraestelle, ons sal nou kyk na die vragies, vra hierdie hele ding so aan mekaar, professioneel, verantwoordelik, eties en effektief. En jy gee een antwoord om al hierdie maniere van sakepraktyk uit te voer te kan doen. So die nota sê, ons stel 'n gedragskode op, ons betaal belasting betyds, ons doen interne kontroles, ons gee prestasiebestuurstelsels en dit is in plek. Ons beplan deeglik, stel voorkomende maatreëls op, dat ons byvoorbeeld nie skade doen aan die omgewing nie. Ons raak betrokke by omgewingsbewustheidsprogramme. Ons behandel al ons werkers gelyk. Ons het eerlike finansiële beamptes wat ons interne audits doen. Eerlike mense wat ons eksterne audits doen. Ons ontwikkel en gee opleiding vir al ons werkers. Ons is verantwoordelik vir ons besluite en aksies en ons neem ook aanspreeklikheid daarvoor. Ons betaal billike lone in ooreenstemming met die wet op basiese diensvoorwaardes.
Ons besluite en aksies is deursigtig vir al ons belanghebbendes. En ons begin nie 'n besigheid en gebruik idees van ander mense wat byvoorbeeld deur die wetgewing beskerm is nie. Mense wat 'n patent geregistreer het of 'n handelsmerk geregistreer het nie. So, moet asseblief nie hierdie vraagie opdeel en probeer antwoord wat is professioneel verantwoordelik, eties en effektief nie. Al hierdie woordjies saam, gee jy vir almal saam een antwoord vir hierdie vraag. Kom ons kyk hoe lyk die vraagies, daar's nogal baie. Hulle sê vir jou, bespreek maniere waarop professionele, etiese en effektiewe sakepraktyk bedryf kan word en hy kan nogal baie tel 10 punte. Of, daar's 'n toepasvraag. Seabreeze Fish and Chips. Portia het Seabreeze Fish and Chips by haar huis begin. Sy koop vars vis by plaaslike vissermanne en maak dit in haar agterplaas skoon. Haar bure kla oor die slegte reuk wat van haar erf kom, want sy gebruik nie die korrekte metode om van haar winkel se afval ontslae te raak nie. Sy gebruik weer ou kookolie om die vis en skyfies voor te berei, wat tot maaltye van swak gehalte lei. Sy het 3 werknemers wat oor naweke dubbelskofte werk sonder enige ekstra vergoeding. Nou sê hulle vir jou, identifiseer 3 onetiese en onverantwoordelike praktyke in die scenario hierbo. Nou in die eerste plek is, sy gebruik nie die korrekte manier om van haar afval ontslae te raak nie. Dan gebruik sy ook ou kookolie en sy gee maaltye van swak gehalte. En die derde een is, sy laat haar werkers dubbelskofte werk sonder om hulle ekstra te vergoed. Dis natuurlik in stryd met die wet op basiese diensvoorwaardes. En dan is die opvolgvraag, beveel maniere aan waarop Portia hierdie praktyke kan aanpak of kan verbeter. So dan gee jy natuurlik die strategie en die regte manier om dit te doen. Of beskryf in breë trekke 5 maniere waar professionele verantwoordelike en etiese praktyk bedryf kan word. Stel maniere voor en hier was weer 'n gevalstudie. Of kom ons kyk nog 'n toepasvraag. Natasha Dekor, die finansiële bestuurder van Natasha Dekor, sien toe dat belasting op toegevoegde waarde betyds aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens oorbetaal word. Werkers word betaal volgens die hoeveelheid moeite en tyd wat hulle by die werk bestee. ND gebruik nie dieselfde idees as hulle mededingers tot voordeel van die besigheid nie. Nou vra hulle vir jou, maak 'n lys van 3 maniere waarop ND professioneel verantwoordelik en eties sake bedryf en weer eens al aan uit die scenario om jou antwoord te motiveer, gebruik die tabel. So jy gaan jou tabel trek en die eerste een is natuurlik, sy betaal haar BTW betyds aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Werkers betaal sy volgens die moeite en tyd wat hulle by die werk spandeer en sy gebruik nie haar mededingers se idees tot haar voordeel nie. Jy gaan mooi volledig aanhaal uit die scenario of die gevalstudie. Of stel maniere voor waar professionele verantwoordelike etiese sakepraktyk uitgevoer moet word. Reg, so dit was die vragies en nou kan ons doen maniere waar professionele verantwoordelike en etiese sakepraktyk uitgevoer kan word. In die volgende deel van hierdie les sal ons die etiese, onetiese en onprofessionele kwessies hanteer en ook die strategieë hoe besighede dit kan hanteer. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Totsiens.